nie meer baie, kan die sitplek neem, nie meer baie lang, dan gaan ons Jesus sien. Of ons voor die tyd sterwe, en of Jesus ons kom haal, dit is om dieselfde. En die waarheid, is dieselfde. Dit is presies net dieselfde. As ons nog in die lewe is God by ons, en as ons in die dode is, dan is ons by God. Is dit nie amazing? Wat 'n vooruitsig. Amen. Wat 'n vooruitsig. Wat 'n vooruitsig is dit nie. Ware Christelike prediking is 'n mik op die feit dat God Jesus Christus uit die dood opgewek is, sodat gelowiges oorwinning oor sondes en die dood kan hê en die en die seëninge van die ewige lewe kan ontvang. Dis wat Jesus vir my en vir jou gedoen het. Dit is wat hy vir ons gedoen het. Ek en jy is verlore. Hoor wat ek vir jou sê. Ek en jy is verlore. We are not even a speck of dust in God's eye. In ander woorde, ons lewe kan in 'n oomblik, soos wat jy kersie doodmaak, so, is hy lewe uitgewis. Is die lewe verby. Terwyl ek en jy nog kans het, kan jy asemhaal. Al asem sien. Ja. Wie ek vra sê, ja sê, julle almal al asem, man, julle al die asem. Net so, ons haal asem, en dit is uit genade uit. Dit is uit genade uit. Is ons bang? Ja, ons is wat net bang. Kom, julle kan nog nie vir my vertel, julle, nee, kan julle mag nie. Ons is in die kerk, nee? Ons is hier mag nie om te dag. Ons word bang, man. Ons word benoud. Word julle nie benoud nie? Ek het al wat die Here benoud word, sien jy leeflik gedoen. Ja, maar ons word benoud. Daar is omstandighede en situasies wat gebeur, wat ons benoud maak. Ek sê nie, luister, dit is 'n fobia of 'n vrees binne ons nie, maar dit is goed wat ons benoud maak. Ons sê bekommernisse. Maar Petrus sê vir ons, julle hoef te worry, nie te lag. Sê, gee al julle bekommernisse vir my. Ek sal vir julle sorg. Ek sal vir julle uitkoms gee, ek sal vir jou 'n antwoord gee, want jou vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu. Hy is nie 'n brullende leeu nie. Hy loop rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk en wag wie hy kan verslind. Met ander woorde, hy kan net bek opsit, hy kan niks maak. Met ander woorde, sy tande is getrek, he will try to down you to death, hy sal die kou soos 'n chappie, maar hy gaan niks help. Met ander woorde, ek en jy is koningskinders, en God hou sy hand oor heeltemal oor ons. En onthou, die Heilige Gees, soos raadsman en ons leidsman, hy word van die oomblik as ons op wedergeboorte kom, word ons van binne af gevul, buitekant toe, en die Parakletos word van buitekant af, kom hy toe na binnekant. Dit is wat gebeur. So, we are inside out full of the Holy Spirit. Come on. Binne en buitekant, inside and out, full of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ons kyk. Daar is eerste ding wat ek sê, is die sekerheid van die opstanding in Handelinge 1 vers 3. Ek sê, aan wie hy ook na sy lyn op lewend vertoon het deur baie kentekens. Terwyl hy Jesus gedurende 40 dae hulle verskyn het, oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Dit moes 'n amazing gewees het, hoor wat ek vir julle sê. Jesus is dood. Jesus is dood. Luister, Jesus is dood. Die disippels, die vissermanne spesifiek daarso, het nie geweet wat om te maak en toe gaan hulle terug na die viswaters. Toe gaan hulle so toe. Want die weet hulle nie wat om te maak. Want die hulle Here en hulle meester
hulle rabbi, die koning van die konings, was weg. Hy het gesterwe. Hy het verstaan wat dit beteken as iemand doodgaan, want dit was 'n werklikheid soos wat dit vandag nog 'n werklikheid in ons lewens is. Ons verstaan as iemand doodgaan. Maar daar was 'n ander ding gewees wat hulle nie kon verstaan nie. So, hulle het weggehardloop en hulle het gaan visvang weer, na hulle ou manier toe. Nou, hy het nie gegaan en gaan evangeliseer nie. Hulle het nie gegaan en evangeliseer toe Jesus gesterf het nie. Hulle het weggehardloop en hulle gaan na die ou lewe toe gegaan waar hulle was. Totdat Jesus aan hulle begin verskyn het. Toe kom hulle agter, maar hier is Jesus regtig, en daar sou die ding gekom. Hy sê, terwyl hy gedurende 40 dae hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God met hulle gespreek het. Met ander woorde, Jesus het nog steeds die blye boodskap, die evangelie verkondig aan baie mense. Dit is wat gebeur het. Wanneer verkondig ek en jy die evangelie? Wanneer verkondig jy die evangelie? Jy moet dit elke dag doen, wanneer jy praat. En die ding is, mense gaan sien, jy is 'n wedergebore kind van die Here. Hoe gaan hulle dit sien? Hoe jy daar sê, hoe jy optree, nie soos wat ek opgetree het, hoe jy optree, hoe jy praat, wat is jou liggaamshouding, wat is die manier, hoe jy, wat is die manier hoe jy praat? Praat jy vriendelik? Praat jy met ontzag? Praat jy met durf? Of praat jy allemaal af? Tel jy die mense op? Of breek jy hulle af? Ek sê weer, ek het vir die Here gevra, wat moet ek doen? Ek wil die Here dien met alles wat in my is. Ek weet nie wat ek moet doen. En ek Gees sê vir my, alles wat jy aanvind om te doen, doe het op Here vir Here van God. Ek weet nie, dit is wat ek verstaan dit. Maar ek hoor het ook iets. En ek vraag weer vir die Here. En ek vraag Here, wat moet ek doen met mense? Ek wil nie met mense werk, ek wil dit verstaan. Ek wil met mense, ek wil. En ek Gees sê vir my, as jy by iemand kom, en jy kontak met die persoon, sorg dat die persoon beter af is, as jy wegstaan, as wat voordat jy die persoon gekry het. En ek kan julle nie sê, hoeveel keer jy het al gebeur, dat mense kom, en dan sê vir my, maak nie saak, ek praat nie van die klere en alles, ek praat van enige iemand, kom, wil jy nie vir my kinders. As iemand by jou kom, en vraag vir jou, Monica, wil jy nie vir my bid? Wat doen jy nou? Wanneer? Daar sê, wat hoor wat ek vir jou sê? Nee, ek sal vir jou bid, jy lieg man, jy lieg. As jy nie onmiddellik vir die persoon bid nie, dan gaan jy vergeet, en dit maak dat jy 'n leienaar is, want jy het jou woord gegee, luister, jy het jou woord gegee, as 'n kind van die Here, om vir die persoon te bid. So as jy nie bid nie, dan lieg jy. As jy nie bid nie, dan lieg jy. Mense, dit moes amazing gewees het, dat Jesus, vir hy 40 dae gebeur, dus hy 40 dae rondgeloop het, en die mense gaan bedien het, en hulle van God vertel. Kom ons kyk, die vers bekend toe, vir al die fysische realiteit, van die opgestane Christus. Lukas 24, 36 tot 43. Hy sê vir hulle, waarom is julle ons? Moet ek nou weer daai ene lees? En terwyl hulle hieroor praat, ek was nou so opgewonde van
daai vers. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Luister hierso. Luister hierso. Hulle het hom nie gesien. Die mense het gepraat. En terwyl hulle praat, daar is Jesus. Staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle man, vrede vir julle, nou kan jy aangaan. Hy sê, luister, toe het hulle verskrik en baie bang geword, want hier is nou groot so aan die en gemeen dat hulle 'n gees sien, hulle dink tog, hulle is ook, nou luister hierso. Nou, dit is dieselfde. Kan ek en jy op water loop? Hoekom nie? Petrus het op water geloop. Kan jy water loop? Ek het al, luister, Jesus het gegaan en sy disciples het gaan bid en het sy disciples weggestuur na die oorkant toe die disciples gaan, ja, ek wil sê, jy loop aan die kant toe, en daar was 'n storm, luister, daar was 'n storm op die see gewees. Ek wil julle die storie vir die vertel om te wys hoe awesome Jesus is. Nou kom hulle en hulle roei en hulle stuur en die wind waai en dit is alles deur mekaar. En dit in die golwe is daar op, is die see van Galilea, man, dit is 'n see. Come on, dit is hoe dit is. Nou kom hulle en loop daar, en Jesus kom aanwandelen daarso, terwyl so geloop op die water. En die Bybel sê, hy kom wandelen daarso aan. Min gespin oor niks nie, hy is die kind, hy is die seun van God. Klaar, dit is dit. En almal sê die dis is goed, dis is dit. Nee, toe maar, ontspan, dit is net ek. Dit is net ek. Nou ek al gedink, ek het baie van verstaan gehou. Dan is ek met my Canadian canoe op die dam. En as ouder die dag daar so op die dam is, en dan roei so, ek en 'n maat van my, dan roei op so, dan dink ek, wat so ek gemaak het, as Jesus nou daar vir my kom loop het, of hy, toe jy ooit vir my. Ek het die boot sal sing, maar hy is so gebouw dat jy kan sing, maar ek het echt gaan sing. Dit is iets, my mense, dit is iets awesome, dit is iets amazing, dit is iets wat nie gebeur nie. Petrus klim in die boot, en recht wat op die water loop, en sê, kom aan, loop die samen door die water, en die loop, en hy hou sy, luister, hy hou sy oor, nie op Jesus, gefokus, en hy kyk hier om, hier is die moeilijkheid, soos wat ons kyk as ons probleme het. Hier is stress, ek kan dit nie wat nie, nee, ek moet nie gaan gebeur. Daar gaat hy, en Jesus gryp vir hom. Maar stap nou Petrus op, of jy stap, en wat was hy aan ons op, en ek doen ons op die sin. Maar nou, is Jesus wat ons van praat. Die allerhoogste, dit is net iets anders. Hy sê, hy sê vir hulle, waarom is julle ontstel? En waarom kom dat twyfel in julle hand op? Dis ons nou erke, man. Dis ons nou erke. Wat ben julle? Kyk nou my hande en kyk nou my voete, want dit is ek self, Jesus self. Kyk nou my hande en kyk nou my voete. Voel aan my en kyk, want die gees het die vlees en bene soos julle sien, dat ek het nie. Met ander woorde, hulle kon vat aan Jesus. Hulle kon vat, hulle kon sien, hulle kon my gat in sy hande kon sien, hulle kon die wond in sy sy, kon hulle sy hande indruk daarso.
Dit is wat daar so gebeur het. Toe moes hulle dit begin glo. Kom ons kyk. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. Onthou, daar was net 3 spykers. Luister, daar was net 3 spykers. Een aan die linkerhand, een aan die regterhand en een vir die 2 voete wat hulle sit die voete so bo op mekaar. En dit is 'n langer spyker gewees wat hulle so opgesit het en dit was lang spykers so. En dan daai spykers gegaan en hulle die spykers aan die agterkant het hulle dit omgebuig. Laat hy nie die spyker nie kan uittrek nie, want dit was 'n typer, so typerspyker gewees. Hy sê toe hulle van luister, toe hulle van blydskap, ek kan nie verstaan wat hulle sien Jesus nou, maar hulle worry, want nou sê hulle toe hulle van blydskap nog nie kon glo dat hulle kon glo nie en hulle verwonder. Toe sê hy vir hulle, spook aan ons eet. Maar toe kom Jesus, hy sê, het julle vir my iets om eet asseblief? Dat ek nou vir julle wys, ek is of wie ek is. Ek is miskien nie meer dieselfde nie. Hoor nou, maar ek is nog steeds wie ek is. Volgende Here, daarop gee hulle om 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het dit geneem en hy het dit voor hulle oë geëet. Dit is my Jesus. In Korintiërs 15:17, die noodsaaklikheid van die opstaan. Kom ons kyk. Hy sê, waar is hy nou? In Korintiërs 15:17. Weet jy hom daar, of nie? Kijk kom maar lees. Hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is, hoor nou, hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Hoekom het Jesus gesterwe? Sê dit daar maar? Vir ons sondes, man. Jesus het gesterf vir my en vir jou, want hy wil hê ek en jy moet by hom wees. Dit is wat dit beteken. Die Satan en sy trawante, sy demone kom en hulle wil ons kom versoek en hulle wil kom slaag, kom steel en kom verwoes. Hy is die vader van die leuen. Hy wil nie hê ons moet by Jesus en by die Vader en saam met die Heilige Gees wees. Hy wil dit nie hê nie. Maar hoor wat ek vir jou sê, ek en jy wil dit hê. Want ek sê nou vir jou, anders sou jy nie vandag hier gewees het nie. Jy sou nie vandag hier gewees het nie. Ons wil dit hê. Ons wil dit hê met alles wat hier binne in ons is. Efesiërs 1:19-20. God se krag en mag word in toon gestel. Kom ons kyk daar, hy sê, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, sy krag vir ons wat glo. Mense luister, as ek en jy nie glo in Jesus nie, beteken jy 'n nul op 'n kontak. Hoor jy mooi? As jy nie kan glo in die Vader, in die Seun en die Heilige Gees nie, is jy, hoor wat ek vir jou sê, is jy absoluut nutteloos vir die Here. Jy is nutteloos vir die Here. Jy beteken absoluut niks nie. Hy sê, maar die uitnemende van die grootheid van sy krag vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Ons kan nie in ons eie krag opstaan nie, ons staan in God se krag op, in Jesus Christus se krag. Dit is waar ons opstaan. Hy sê, wat hy verwerk het in Christus, toe hy op in die dode opgewerk het, en toe en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemel. Die seunskap van Jesus word ook verklaar. Kom ons kyk Romeine 1:4. Hy sê, na die gees van heiligheid met krag, hy sê, na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God deur die opstanding uit die dode. Jesus Christus, ons Here. Come on! Ek kan nie verstaan dat daar nog steeds mense is
wat nie glo in die opgestaande Here Jesus Christus nie. Daar is baie mense, miljoene mense, wat nie in Jesus glo. Die wêreld sê vandag, hy sê all the ways in ons nie in ons Christenskap, in ons godsdienst, alle weer lei na God. Dis nie die waarheid. Dis nie die waarheid. Ek is die weg, ek is die lewe, ek is die waarheid. Niemand sal na die Vader gaan, behalwe deur my nie. Jesus is die ene deur wie ons na die Vader toe gaan. Die heerskappy van Jesus word ook verklaar, Romeine 14:9. Hy sê, want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan, en weer, hoor daarso, hy het gesterwe en hy het opgestaan. Hoor, ek wil hier moet hierdie ding nou baie hoor, hoe die versie dit lees. Hy sê, want hiervoor het Christus ook gesterwe, en, luister, en opgestaan. Okay? Nou, daar is 'n volgende ding, hy sê, en weer lewend geword het. En daar is nou 'n ding wat nie lekker klink daar is. Christus het gesterwe, en hy het opgestaan in 'n verheerlikte liggaam. En toe het hy weer lewend geword, dat hy kan eet, en dan die mense aan hom kan vat, en dit, het julle daai ene? Het julle hom al so gelees? Hy het gesterwe en hy het opgestaan. Hy het opgevaar na die hemel toe. Hy het teruggekom, want hy moes homself voor God tentoonstel. Hy moes daar wees. So, en Jesus kom terug aarde toe, en hy word weer vlees. Hy word weer vlees. Daai vlees wat jy kan aanvat. Dis amazing, nee? Hy sê, ek weer lewend geword, hoor nou, om oor dode sowel as lewende te heers. Dis amazing. Dis net amazing. Die heerskappy van Christus word ook tentoongestel deurdat hy op die regterhand van God opgetel is. 2 Korintiërs 5:15. Hy sê, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, het aan almal gesterf het. En hy, Jesus, het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self, hoor dan. Dat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir Jesus, wat vir hulle, wat vir my en vir jou gesterf het, en wat opgewek is. So ek en jy is nie meer baas oor ons eie lewe nie. Ek en jy is nie meer in beheer van ons eie lewe nie. Die oomblik toe ons tot wedergeboorte gekom het, het ons nie gebuig voor die hemelse Vader, voor Jesus Christus, voor die Heilige Gees. En ons ontvang onmiddellik die volheid van die Heilige Gees. Ons verstaan dit nog nie, ons weet nie hoe dit werk nie. Ek weet dit, ek het gevoel. Toe ek tot wedergeboorte gekom het, het ek gevoel soos 'n tennisbal wat van binne af buite toe omgedop is sonder neergesleep te word. Dit was vir my ook bietjie moeilik geweest om die ding te word verstaan. Ek verstaan dit nog steeds nie, hoe dit kan verander, maar ek weet, daar is 'n getuie, ek het verander. Ek weet ek het verander. En soos elkeen van ons. Want ek sê weer, ek en jy kan nie in God se teenwoordigheid ingaan en onveranderd daai stap. Skat, dit kan nie gebeur. Ons kan nie vir onsself lewe. Ons moet vir hom lewe wat hy vir ons gesterf het. Openbaring 1:18. Nou is dit die destruksie en vernietiging van die mag van die dood word geprogrammeer. Hy sê en die lewende. En ek was dood, hoor dat, hy sê, dit is nou los hy sê, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid.
doderyk het veroorsaak met die sondeval, het die mens die sleutel van die doderyk gekry. Ja, dit is wat gebeur. Nou kom Jesus, hy sterf vir ons. En hy sê vir ons daarso. Hy sê, ek het die sleutels van die doderyk en van die dood teruggevat. Met ander woorde, Jesus gaan besluit, hoor nou, Jesus gaan besluit, die woord van die Here sê so, Jesus gaan besluit, waartoe gaan jy as jy sterf? Met ander woorde, ons moet sorg dat ons reg is. Of ons nou ons oog geskien maak en ons laaste asem uitblaas en of Jesus gaan kom, is irrelevant. Ons moet sorg dat ons reg is. Ja, ek weet ons maak foute, ons het so allemaal net sondes doen, maar jy leer dit vir ons allemaal net sondes, ons gaan vergifnis vra. Die voordele van opstanding van die kinders van die Here, kom ons kyk, as dit 3 versies wat gaan lees, hy sê, die fondasie van verlossing, Romeine 4:25. Hy sê, wat oorgelewer is, ter wille van ons misdaad en opgewek is, ter wille van ons regverdig maak. Hoe word ek en jy geregverdig? Hoe word ek en jy geregverdig? Deur sy bloed, deur Jesus Christus ons verlosser. Dis dit, en dit is finies en klaar. Daar's niemand anders nie, daar's niks anders nie. Dis net Jesus Christus. Klaar. Dis net hy. Hy is die enigste ene wat my en jou kan verlos. En dit voorsien die krag om vir God te lewe, Romeine 6:4. Dit is nou, hierdie is nou die praktiese goed wat ek vir ons gee. Hy sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop, sodat net soos, deur die doop in die dood, sodat ons net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Lewe jy in 'n nuwe lewe? Het jy die ou mens werklik heeltemal afgelê? Het jy die ou mens begrawe, voor daai heeltemal? Ek staan op saam met Christus. Ek staan op as 'n wedergebore kind van God, mede-erfgenaam van Jesus Christus en 'n koningskind van Jodai Dawid. Amen. Dit bring die versekering van die opstaan van ewige lewe vir ons. In Korinthe 6:14 en ek sê dit afgekom. Hy sê, God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag. Lees ons saam met my. En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag. Glo jy dit? Lees dit weer. En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag. Dit is 'n belofte daar. Dit is 'n belofte. Ek en jy sal opgewek word deur goddelike krag. Want ons het 'n verlosser wat vir ons gesterf het. En sy naam is Jesus Christus. En dit is wat ons ontvang. Verlosser. Amen. Ja. Ja, elke dag. Elke oomblik. Amen. Amen. Absoluut, absoluut. Dit is meer as oorwinnaars in Jesus Christus. Halleluja, halleluja. Kom ons gee die Here lof offer. Ons moet weer 'n paar En hy tree
Dier gekoop deur Jesus. Hy het nie aan homself gedaan. Hy het aan jou gemeet. Hy kom. Amen. Ek sien hier 'n paar mense wat op die welkom